episode van Koppelteken Kuns. Ek's Lyn Smits en ons gesels met uiteenlopende kreatiewe mense wat ons gewoonlik sprakeloos inspireer. Goeiedag, ek is Marisa de Tooy. Ons gesels vandag met Annemie Odendaal van Pretoria. Môre Annemie, môre Lyn. Môre. Goeiemôre julle dames. Baie dankie vir die uitnodiging. Dis regtig vir my 'n voorreg en lekker om met julle te gesels. Dankie vir ons ook. Ja, ons is baie opgewonde om meer van jou kreatiewe kronkelpad te hoor. Vertel ons 'n bietjie van jou interessante wandel wat jy gestap het, wat jy begin het met ontwerp en toe konstruksie en toe kuns. Daar's soveel aspekte daarvan en ons wil baie graag daarvan hoor. Ja, jy weet, ek dink ek is maar seker die accidental artist. Jy weet. Like Ja, nou like so iets. Ja, like accidental. Ek dink heeltyd, wow. Ek het na skool by Tikkies grafiese ontwerp gaan swat. Ek het toe vir 'n jaar in ontwerp gewerk by advertensieagentskappe. Dit was vir my glad nie lekker nie, want al wat jy die eerste jaar doen is maak. En toe het ek my eie design studio begin in 'n printing plek saam met dit. Want ek het maar in 'n besigheidshuis groot geword, so dit was nou vir my die ding om te doen. Ja. Maar dit was nie veel anders nie, want die mense sit nog steeds klipaard of dit was nie vir my bevredigend nie. En ek het net besluit ek gaan eendag wakker word en 60 wees en my lewe gaan net verby wees en ek soek 'n bietjie van ook. Toe het ek alles verkoop en ek het die wêreld gereis. O, lekker. Wat natuurlik ook baie van my inspirasie vandaan kom. En toe ek terugkom, toe was dit hierso by die verkiesing rond in 94. Toe het my pa hy's 'n siviele raadgewende ingenieur. Toe het hy gesê, "Hoekom begin ons nie iets wat in die nuwe Suid-Afrika sal iets werd wees nie?" En toe het ons in konstruksie en ontwikkeling ingegaan. En dit was verskriklik lekker, want dit is ook 'n kreatiewe ding om te doen. Jy begin van niks nie, jy koop 'n leestuk grond, jy sit dienste in, jy bou geboue. Ons het by huise begin, ons het met kantore en workshops opgeëindig. Dit was baie lekker en baie suksesvol. Ek was 25 jaar lank sy partner. Yes. En natuurlik is dit baie lekker om saam met jou pa te werk, veral ek en hy het 'n goeie verhouding en ons is baie uiteenlopend ook. So dit was 'n goeie kombinasie vir die besigheid gewees. Wow. Maar toe so 'n paar jaar terug het dinge minder lekker begin word, hoofsaaklik as gevolg van die feit dat munisipaliteite uitmekaar uitgeval het en dit het bietjie van die van weggevat en nie net dit nie, daar het 'n klomp goed in my persoonlike lewe gebeur en ek het net besef dat iets is fout, maar ek is nog nie seker wat nie. Maar ek voel uit balans uit, jy weet, en ek het nie meer daai joy wat ek altyd gehad het nie. En toe was ek was baie aktief altyd gewees, berg geklim, fiets gery en toe was ek in 'n groot mountainbike ongeluk. En ek het my regterhand amper verloor. Dit was 'n verskriklike operasie om hom te herbou en dit het 'n jaar en 'n half gevat voordat ek hom weer kon gebruik het. Oh. En in daai tyd het ek mos nou baie tyd gehad om te dink oor my lewe en oor wat ek regtig wil doen en ek het net die hele tyd een ding op my gemoed gehad en dit is happiness. Ek wil net weer gelukkig wees. Ek wil net weer vryheid hê wat ek nie meer voel ek het nie. En ek het geweet kyk as 'n mens, ek glo natuurlik enige mens is eintlik kreatief. Jy moet dit net wil doen. Almal het daai ietsie in hulle. Of dit nou is hoe jy kos maak of jy skryf of jy enigiets doen. Alles is 'n mate van kreatiwiteit. So ek het op ander maniere uiting gegee, maar ek het nooit weer ooit met kuns te doen gehad in 25 jaar nie. En toe ek nou daarso sonder 'n hand sit en heel desperaat en my lewe herdink, toe besef ek net dat ek het hierdie talent en ek hou daarvan. So ek weet nie hoekom ek dit nie doen nie. En toe het ek net begin teken en ek het met my linkerhand begin teken want ek het nie eintlik 'n keuse gehad nie. En dit was nogal amazing geweest dat ek reg gekom het. En dis waar ek besef het dat jy teken nie regtig met jou hande nie, nee, jy teken met jou brein. En dit is hoe mense met hulle voete of hulle monde kan leer teken. Alles is hierso. So ek het net maar so begin tot ek my hand kon gebruik en in daai tyd het ek baie veranderinge in my lewe gemaak. En ek het toe nou 5 jaar, dit is nou hierdie jaar 5 jaar, wat ek toe nou in kuns voltyds ingespring het. En ek het nou uit die aard sal geen tegnieke goed geken nie want ek het mos maar gedesign op 'n komputer, dis nie dieselfde nie.
So ek het letterlik mense uitgekies wat wie se kind ek van hou en by hulle gaan klasse vat. En die wat die klasse gegee het ek gevra, sal jy vir my 'n klas gee asseblief? En so het ek maar aan die gang gekom. En vir die eerste jaar het ek nou nog half deel by die ontwikkeling, deels kuns so heen en weer gegaan. En ek was altyd seriously organised en ek het Jy lyk baie organised. ek het net opgeslip as ek dit so kan sê nie. Mm. En skielik mis ek eendag 'n meeting by Pro Outing. En ek besef dat ek gee nie vir hulle my volle aandag nie en ek gee nie vir my kinders dit wat dit kan wees nie. Mm. En op daai stadium is dit nou nog 'n stokperdjie eintlik. En toe het ek die besluit gemaak om uit te tree en om my kinders voltyds te doen. En almal het vir my gesê, ag jy's te oud, jy's mal, jy's te dit, jy's te dat. Jy los nou 'n baie gerieflike en easy life om nou iets te doen en jy het geen idee of jy dit eers kan doen of gaan doen nie, weet. Ja. En ek is toe af Kaap toe vir 'n lino-snee kursus en toe ek terugkom, toe het Cor vir my 'n pers gekoop. Toe staan hy in die huis. Nou kyk, dis nou 'n subtiele putting you under pressure. Toe moet ek begin produce en toe dis waar ek toe nou voltyds my kind besluit het, okay, dit gaan 'n loopbaan wees en ek gaan dit dieselfde dedication gee as wat ek die konstruksiemaatskappy gegee het. En ek het net ingespring. En dit was 2019, dit was die eerste jaar wat ek nou, soos ek sê, voltyds kuns gedoen het. En dit was 'n ongelooflike jaar gewees. Alles het net so in plek vir my geval. Ek is ook deur Sanava daai jaar gekies om Parys toe te gaan in Frankryk. Ek het by die Cité des Arts het ek vir 3 maande gee ons jou woonstelletjie met 'n studio. Dit was ongelooflik. Dit het my Dis elke kunstenaar se droom en jy het in 'n jaar van kuns dit Dis nie maklik om dit te Ja, dis ongelooflik. Dankie, ja, dit was ongelooflik, maar presies wat jy sê. Ek Ja. het nog nooit eers 'n uitstalling gehou nie en daar land ek. Ja. En die een aand sit ek toe nou daarso in my studio, so na die tweede week. Want ek het toe net skielik daai, ek weet nie wat imposter syndrome of ek het net die gewigtigheid van die hele situasie besef en gedink, o, Ja. is hierdie mense nie geweet wat hulle doen nie. En ek was so naby aan om vir hulle te sê nee, ek dink nie ek gaan dit kan doen nie. Maar toe dink ek net, wanneer het ek al ooit in my lewe as ek iets wil hê, nie net gefight tot ek dit het nie, jy weet. Ja. En toe het ek gaan nou 'n bietjie van die punt af, maar dit is relevant later. Ek het toe 'n origami hasie die aand gesit en bou, want as jy origami doen, vir my is dit moeilik. So jy moet konsentreer, jy's in the moment. En origami is ook vir my 'n metafoor vir die lewe, nê. Soos dat ek haar voue maak in haar shape, so shape my besluite ook my lewe. Ja. En sy het my nou 'n bietjie rustiger gemaak en die volgende dag toe vat ek haar all over Parys en ek het haar afgeneem in snaakse plekke en toe inskripsies van haar begin en daar het my ding heeltemal gebreek. Daar het ek besef nee, ek het daai talent in my en dit is iets wat ek gaan met die wêreld deel en my hashtag is ook spreading joy with art. Daar's genoeg donker goeters in die wêreld. Ek wil net 'n bietjie happiness bring. Ja. Anyway, sy het toe nou nie in die finale uitstalling aan die einde van die 3 maande gefeature nie. Sy het my nou maar net aan die gang gekry, maar vandat ek terug is sy in baie van my werk, sy het maar soort van my avatar geword. Lapine beteken ook female rabbit in Frans, Okay. as ek hom ook al Lapine genoem het. So as jy op my website of in my studio kom grawe, gaan jy baie van haar goeders kry. Ja. En toe het ek teruggekom en toe sit COVID. Ek het 2 weke voor lockdown omtrent teruggekom Wow. en ek besef dat COVID 'n verskriklike tyd vir baie mense was. Maar vir my, vars van Parys, nie in hierdie nuwe loopbaan, het daai isolasie verskriklik baie beteken. Ek kon regtig myself bymekaar kry, my rigtings kry. Ek het en die idees het net begin vloei. Dit was net ongelooflik. Iemand vra eendag vir my, "Waar kry jy al jou idees vandaan?" En raak dit nie op nie. Maar ek kan nou vir jou sê, die volgende 10 jaar se projekte of se temas is klaar in my kop en ek is klaar besig met daai goeders. Want ek het vir myself baie keer gevra, ek het nou vir 30 jaar niks met kuns te doen gehad nie. Het ek al daai tyd gemors en ek het toe nou vrede gemaak deur te besef dat ek sou nie kon sê wat ek nou sê 30 jaar terug nie.
Ja. jou lewensondervinding, alles wat met jou gebeur. Ja. Ek het nou uiteindelik iets om te sê en dit is hoekom dit net uitborrel. Ek hoef nie te sit en wonder wat gaan ek nou teken of wat ek al nie. Ek werk ook in reekse. Ek doen nie sommer net Ja. once off nie. Ja. Ek hou van research. Ek hou daarvan om vir jou ek is Storie te vertel. partykeer ek is eerder 'n storieverteller as 'n kunstenaar. Ja. So ek doen eers navorsing oor dit as ek nou 'n konsep gekry het oor die tema en dan besluit ek watse medium gaan ek gebruik. Want ek wil nie altyd dieselfde medium gebruik nie. Dit moet vir my so interessant soos vir julle wees. Ja. So ek kyk watse medium dink ek gaan die storie die beste vertel of support. En dis dan maar so hoe ek werk. So in daai tyd het ek ook gedink ek is in 1971 gebore en daai 2019 was in die Chinese kalender die jaar van die vark gewees. En toe het ek besluit om soos 'n commemorative reeksie te maak van my, sommer net vir fun, omdat hierdie kom ons noem dit maar geloofsprong wat ek gevat het. Nou actually het ek toe nou nie in die grond geduik nie. Op daardie stadium was ek baie siek geweest. Ek het 'n auto-immuun siekte gehad en ek kon baie daar nie eers uit die bed uit opstaan nie. Sjoe. So dit was regtig 'n challenge geweest. Was nie altyd ewe maklik. En toe was die varkie nou vir my die perfekte simbool geweest om my te represent ook. So ek het die reeksie gemaak Why Don't Pigs Fly en dit is hierdie varkie wat die hele tyd probeer vlieg. Sy weet sy gaan nie kan nie, maar sy gaan aanhou probeer. En dit was nou vir my nogal 'n significant persoonlike reeksie om te maak. Maar sedertdien moet ek vir jou sê dat of dit nou 'n landskap is en of dit 'n varkie is, alles is eintlik maar 'n selfportret. Ja. Ek dink my kind is persoonlik en ek vermoed dit is dalk hoekom so baie mense daarbey aanklank vind. Ja. It's real, it is honest, dit is nie altyd mooi nie, maar al is dit 'n dieper of 'n donkerder tema, is die look van die kuns nog steeds altyd positief en mooi. Beauty is vir my natuurlik alles. My pa en Cor woon altyd met my, want ek kies altyd beauty oor practicality. Dis 'n interessante ding gewees het in konstruksie. Ja, daar was 'n bietjie konflik daar. Ja. So ek het toe nou so 'n jaar en 'n half terug Pretoria toe getrek want ek was in Witbank. Dit was uit die aard van die saak bietjie moeilik in Witbank. Ek kan nie materiale regtig daar kry nie en ek het 'n uitstalling daar gehou voor ek getrek het in my huis. Want my huis het hom actually perfek daarvoor geleen. En 150 mense het opgedag van Bloemfontein, van Johannesburg, van Pretoria. En daar het ek eintlik my mind opgemaak oor hoe ek in die toekoms uitstallings wil hou. Want alhoewel dit 'n ongelooflike dag was, regtig fantasties, het ek so sleg gevoel agterna, dis soos 'n troue. Jy kry 20 sekondes saam met elkeen. En jy voel so sleg want hulle het van so ver af gekom. So nou as ek uitstallings hou, ek het nou mos my launch ook gehad net, ek sal nou by die nuwe studio kom. Maar ek deel nou my uitstallings op in miskien 'n week en in time slots. En ek boek net maksimum 12 mense per slot. Dan voel ek hulle kry die aandag en ek kry tyd om met hulle ordentlik deur alles te gaan en te verduidelik. En hulle voel ook spesiaal. Ja, jy wil nie iemand wat daai tipe moeite doen laat voel dat hy het verniet gery nie, jy weet. Nie dat ek sê dit so gevoel nie, maar ek het gevoel ek wil vir hulle die respek gee wat hulle vir my gegee het en die tyd om na my toe te kom. Ja. En toe het ek nou Pretoria toe getrek. En dit was 'n bietjie moeilik in die sin van spasie, want ek het 'n baie lekker studio in Witbank gehad. En ek het maar van die huis af in die huis probeer werk, maar jy kan imagine hoe lyk dit. Want jou spasie is beperk en omdat ek weet baie kunstenaars werk in so 'n klein hoekie in hulle kombuis en dit werk perfek vir hulle. Maar ek werk in 5 of 6 verskillende soorte mediums, including bronze. So dit is baie moeilik om 'n plek netjies te hou want ek werk nie net aan een ding op 'n slag nie. Ja. En toe het ek nou maar die besluit gemaak om te bou. Dit was nou nogal 'n lang paadjie want jy moet eers deur die HOA gaan en dan moet jy planne goedgekeur kry en so, maar uiteindelik Julie laas jaar het ons grond gebreek en ek het hierdie ongelooflike lieflike plek Januarie ingetrek. Ek het 'n klein ongelukkie gehad en my biceps afgeskeur.
Ja, so ek het dit het ek toe nou eers nou in Junie die plek amptelik gelons het. Maar dit het my lekker tyd gegee om in te wy en my vloei reg te kry en 'n paar dingetjies, nuwe werkies te maak en so, afarm en al. En ek sê vir jou, dit is vir my absoluut 'n droom wat waar geword het. Ek het nie eers gedink, ewen toe ons begin het ek nie die omvang van wat ek regtig soek geweet het eers nie. En Ja. dis ook weer eens half my pa se skuld, dan sê ek dit moet so wees as hy 'n bietjie groter, dan sê ek dit moet so wees as hy bietjie hoër. Maar op die einde van die dag het ek hierdie ongelooflike lieflike double volume plek wat vir my 'n absolute sanctuary is. Ek kom sit baie keer, veral toe ek nou net ingetrek het, kom sit ek sommer net in die aande hier en geniet dit. Dit gee my ook inspirasie en ek is omring deur al hierdie lieflike kuns en al my stories en dit is vir my net 'n ongelooflike voorreg om dit te kan hê. So uit die aard van die saak dien dit dan nou sommer ook as 'n uitstalruimte vir al my kuns, so as iemand ek doen studio visits, so as mense wil kom kyk, want ek is nou nie soos 'n plek wat oop is nie. Ek is hier, maar as mense wil kom kyk, dan gee hulle my 'n lykie, ons afspraak en dan kan hulle sommer al my werk sien ook. Hulle kan sien hoe ek werk. Ek kan hulle 'n lekker demonstrasie gee van my lino snee op die pers. So dan sit nou vir hulle ook 'n fun dag uit, jy weet. Wow, dit is ongelooflik. Annemie, ek wil nou net voor ons bietjie meer spesifiek oor jou werk, jou spesifieke temas. Jy het bietjie genoem van lino, 'n bietjie van die simbole wat jy gebruik. Ons gaan nou so 'n bietjie meer detail met detail daaroor praat, dat jy so 'n bietjie kan verduidelik wat is 'n lino snee vir die ouens wat nie weet nie. Maar voor ons verder gaan, Annemie het 'n baie mooi artikel dis in hierdie maand se Leef, nê? Ja. So as jy definitief, dis 'n onmisbare artikel, dis pragtig geskryf. Ek dink jou persoonlikheid, ja, dit weerspieël mooi wie jy is. Of 'n klein stukkie eintlik van wie jy is, maar dis baie geluk met daai artikel. Dit is mooi. Dit was lekker om te lees ook. Ek wens ons het almal met wie ons 'n onderhoud voer so 'n artikel, dat ons net so 'n bietjie meer in mooi en 'n sinopsis weet, want mens weet so 'n bietjie van mekaar en sulke stukkies en dan, maar daai was regtig mooi. Dit was mooi. So Dankie. ek dink jy praat nou van verskillende mediums, verskillende style en dan jy het nou 'n bietjie van jou simboliek gepraat. Kom ons dalk fokus op die drukkings om vir mense te vertel lino snee wat dit behels en dan kan ons nou ook bietjie oor jou werkswinkels praat, maar net daai fokus soos as jy sê jy stik of jy Een van die redes hoekom ek op lino verlief geraak het, want daar's eintlik twee redes. Ek hou van die houtsnee gevoel wat dit gee. Ja. Ek hou van die agtergrond hoe dit ontstaan het en dit was ons maar eers soos 'n resistance tipe medium en Picasso het dit actually eers populêr gemaak vir kuns, nie net as plakkate druk of so nie. Ja. Maar wat ek die meeste van lino hou is omdat ek is maar 'n sentimentele mens. Ek hou daarvan om vir myself altyd iets te hou. En met lino kry ek die geleentheid om ons dan nou in edisies te werk. Ja. So wat lino snee regtig is dit word lino genoem omdat jy werk op linoleum. Dit is maar for lack of a better word, soos 'n stuk rubber of soos die ou malieteels wat jy vat en dan teken jy jou prentjie daarop, kerf dit uit met messies, verskillende groottes en verskillende vorms en dan create a matrix wat jy dan nou kan gebruik om van te print. So dan rol ek drukkersink oor die prentjie en dan ek is seker ek kry verskillende soorte lino, so daar's baie mense wat dit anders doen. Maar soos ek sê, ek werk maar in reekse. So eerstens as ek my konsep het, sal ek dan nou sommer net 'n potloodsketsie maak. Dis adorable. Elke linoetjie wat ek wil maak en dan sal dit nou oorgeteken word op 'n stukkie lino. Ek gaan hom so hou dat die lig vir julle kan net wys hy's uitgekerf. So as hy oorgeteken is, dan kerf ek hom nou met my lemmetjies uit tot hy so lyk. En dan rol ek drukkersink oor en ek vat papier en ek sit die papier op die lino deur die pers, handpers. En as hy aan die ander kant uitkom, dan is hy nou net swart en wit. Pragtig, beautiful, fyn geverfd. En dan as hy droog is, dan vat ek hou daarvan om my lino's te hand color. So dan vat ek akriliese ink en dan
kleur ek hulle nou in elke verfmerkie 'n ander kleur, sodat hulle amper soos 'n brandglas effek het. So dit is nou maar hoe ek my lino doen en die lekker ding is ek kan in edisies werk, so ek kan altyd een vir myself hou en dan die res verkoop. Ook natuurlik, lino is ongelooflik tydrowend, maar dis lekker want dit is baie mediterend. En ek het nooit gedink vir iemand so ongeduldig soos ek, sal ek dit so geniet om net so te sit en kerfie, maar dit is actually amazing en terapeuties. So uit die aard van die saak vat dit weke om so en party ek soos my misplaced bunnies was maande gewees om hulle daar te maak. En dan help edisies natuurlik met die finansiële aspek ook. Dit waaroor die kunstenaars nooit wil praat nie, maar ons almal, weet my melk kos dieselfde as jou melk, my huur kos dieselfde as jou huur, ek moet ook lewe. So dit help natuurlik baie as 'n mens in edisies kan werk. Elkeen is nog steeds met die hand geprint en met die hand ingekleur, so elkeen is nog steeds 'n oorspronklike kunswerk. Ja, so as jy nou praat van edisie ook, om vir ouens te verduidelik, jy print sê nou maar 50 of 100 of in watse grootte edisies print jy? Ek werk gewoonlik tussen 15 en 20. Okay, so dis klein edisies. Ja. So ook dit beïnvloed ook jou prys? Ja, natuurlik. Want jy weet nie, dit word gemerk op die onderkant, dit sal sê 1 van 20, 5 van 20 en daai en jy hou boek van dit. En as jy gesê daar's 20, maak jy nie weer 20 nie. So jy het regtig soos 'n limited edition. Ja. Okay. Wat ek wel van hou vir elke reeks wat ek maak, kies ek iets in terme van 'n funksionele kuns. Want ek persoonlik love dit om myself te omring met kuns in my alledaagse gebruikgoeders. Of dit nou 'n koppie is en of dit nou 'n greeting card is en of dit nou 'n kombers, 'n vlieskombers is. Ek hou daarvan om van elke reeks een item te vat en 'n funksionele stukkie kuns daarvan te maak. Ek voel dit is hoe mens kuns ook aan almal se hande kan sit. En niks maak my so happy as ek die oggend my eerste koppie tee vat in 'n beautiful koppie, jy weet. So dit is my ook iets wat baie belangrik is om kuns toeganklik te maak vir enige iemand. Ja. Nou jy het ook genoem, ek het ook in die artikel ook gesien, jy hou nie net by lino nie. Wat sou jy dan nou nog bysit? En bietjie vertel hoekom jy dit doen. Jy praat 'n bietjie oor handwerk en die helende effek daarvan. Jy daaroor wil uitbrei. Ek het my reeksie Reflections wat nou aan hierdie kant van my hang wat jy nie kan sien. Het ek foto's wat ek geneem het in refleksies van water, refleksies van winkelvensters. Ek het 'n hele reeks foto's geneem in Frankryk en ek het dit op fine art paper uitgeprint. Archival, so hulle is lekker dik en groot en gaan nie verbleik nie. En toe het ek 3,5 maande eintlik se navorsing gedoen. Ek het 30 tapetseriesteke geleer maak. Ek wou storieetjies vertel. So ek het 21 stukke gemaak in 7 maande wat ek nou die bordierwerk op die kunswerk sit. Maar elke kunswerk het 'n ander soort bordierwerk op, want vir my was dit belangrik om die foto by die tipe bordierwerk te laat pas om 'n spesifieke storie te vertel. So ek het eintlik effektief met my bordierwerk 'n taal geskep om 'n conversation te begin. So elkeen het 'n ander storieetjie en ek was eintlik geïnspireerd daardeur toe ek in Frankryk by die Bayeux Tapestry was. Hy's mos 80, een van die oudstes in die wêreld, 2000 jaar oud, omtrent 80 meter lank. En jy loop in 'n sirkel om hom en die hele slagveld van die Hastings van die Engels en die Franse is daarop uitgebeeld sonder 'n woord. En daar het ek besef dat jy net met 'n kleur en 'n gevoel, 'n dikte en 'n tipe steek, 'n gevoel kan oordra en 'n storie kan vertel. En dit het my toe nou geïnspireer om hierdie reeks te maak. En ek voel ook in vandag se wêreld wat so oorweldigend is en instant gratification en alles is net soos grasie om jou, is enige iets wat handewerk is, en dit is wat die bordierwerk ook voorstel. Dit stel ons waardes nog voor en it grounds you en dit bring jou weer terug en dit maak jou kalm. So dit was vir my ook 'n wonderlike ding gewees van die bordierwerk. Vertel ons bietjie, jy is Jy het nou gesê jy het so 'n mooi woord gebruik,
Ag, orde, nou kan ek glad nie die woord onthou nie. 'n ou wat baie werkswinkels. Wat is die mooi woord wat jy gebruik het? O, Jy's 'n ek is 'n patologiese kursusganger. ja. Patologiese kursusganger. Dis 'n Ek pragtige love dit om altyd beskrywing. iets nuuts te leer, jy weet. Partykeer het dit nie eers iets te doen met wat ek in belang stel nie, maar ek voel nog steeds dit voeg nog steeds waarde by. Dit help my met my stories wat ek vertel. Dit Ja. skep diepte. So ek geniet dit verskriklik. Vertel ons bietjie, jy loop nie net kursusse nie, maar jy bied ook klasse en werkswinkels aan, as ek reg verstaan. Dis reg. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ek bied Lino klasse aan, maar dit is nou nie soos 'n klas waar die juffrou staan en jou oor die vingers stik nie. Dit is regtig 'n vanoggend. Jy kom hierso en hier's lekker cupcakes en koffie en ons geniet dit net en ek wys die ding is ek wil vir mense wys dat enigiemand hy kom hier ingestap en hy dink hy kan dit nie regkry nie en hy stap hier uit met so groot smile en geïnspireerd en dit is vir my alles. As mense so happy en geïnspireerd hier uitloop, dan weet ek hulle gaan iets goeds doen, jy weet. Al is hulle nie weer met Lino nie. So hulle kom net in en ons maak 'n eenvoudige klein Linootjie wat hulle betyds kan klaar kry. Dan sit ons dit in ons maak 'n kaartjie daarvan, so hulle het actually iets fisies wat hulle kan huis toe vat. Ja. En dis maar so ek noem dit Lino Cut Fun klasse. Ek wil dit ook net toeganklik maak vir mense. Ek wil hê mense moet kan sien, well, okay, ek moet ook nou sê ek het bybedoelings, want as hulle dit gedoen het, dan kan hulle sien hoe moeilik dit is om die tipe Lino te doen wat ek doen, dan verstaan hulle ook meer Ek in dink terme van mense tyd en effort wat jy insit. mense Maar- het waarde daaraan dan, want dan kan jy Ja, die precies. waarde daarvan verstaan. Ja. Want as jy nog nooit self iets probeer het nie, dis soos mense wat nie kan verstaan hoekom is olieskilderye duur nie, buite nou die Ja. materiale wat duur is. Ja. Maar jy kan dit, want mense dink, ag man, dis net 'n klomp verfkwashale wat hulle mekaar gegooi het veral met modern art. Jy weet maar, Ja. dan probeer jy dit. Dit is nie so Ja. maklik nie om iets regtig goed te laat lyk. Dit is Precies. wat vat regtig Ja. kreatiewe oog. Ja, Ja. ek dink en veral 'n wanpersepsie met drukwerk. Dis Ja. moeilik vir 'n ou wat glad nie dit doen om te verstaan as jy sê printmaking, dan dink hulle, maar hier staan nou 50 of hier staan dit of jy weet om die waarde vir kuns op papier is vir Presies, baie ja. mense baie moeilik. So dit is jy's En reg. natuurlik, as hulle ook dan nou met die stukkie Lino huis toe gaan, dan sê ek ook altyd vir hulle kan dit nou op 'n Ja. servet of op 'n sak gaan druk. En Ja. ek hoop om Ja. hulle daardeur net 'n bietjie enige iemand het nodig om handewerk te doen. Dit is iets wat Ja. jou altyd bietjie selfbevrediging gee en Ja. Ja, dis Ja. Prozac op sy eie manier. ja. En dan verkoop ek natuurlik ook die Lino Cut starter kits wat dan vir die mense Dis wat dit oulik. wat dit self doen. En as in die klas gebruik ons ook nie my drukkerspers nie. Ja, Ek- dis wat ek wou vra. Ja, nee, ek laat hulle met die hand druk, sommer met 'n botteltjie of met 'n houtlepel, dat hulle kan sien dat hulle kan dit letterlik in hulle kombuis in so 'n Ja. klein hoekie kan hulle dit doen en geniet. Ja. Een vrou het die dag 'n paar gekoop wat sy op vakansie saam vir hulle vriende gevat het toe hulle see toe. Dis So baie ek dink ek dis nou nogal iets ouliks om te doen. Ja, dit is oulik. So, ja. En dan op watter tipe papier stel jy voor moet 'n mens dit doen vir 'n ou wat nou 'n bietjie wil dit Eksperimenteer, probeer, ja. eksperimenteer. En kyk, ek gebruik Fabriano wat nou regte drukkerspapier is, maar Ja. jy kan letterlik op enige iets druk. Jy kan op gewone fotostaatpapier druk. Jy kan op 'n karton druk. Jy kan op materiaal druk. So daar's nie Ja. regtig iets wat ek kan voorstel nie. Kry vir jou 'n mooi papier. Jy kan op handgemaakte papier druk. Jy weet, so Ja. jy kan op gekleurde papier druk en net in swart werk op dit. Dan het jy Dit is ook eenvoudig, maar dit lyk ook beautiful. En dan kan jy elke een wat jy druk op 'n ander kleur druk, selfde Lino op 'n ander kleur, dan het jy weer 'n hele reeksie wat beautiful is. Ja, en 'n mooi persent vir iemand en alles. Ja, jou En eie dan- kerskaartjies maak. Ja, en dan die ink gebruik kan die mense sommer sê net maar olieverf gebruik of moet hulle maar verkieslik drukkers-ink Nee, glad gebruik? nie. Wat ek ook in my klas gebruik, ek ook nie drukkersink nie. Ek gebruik sommer 'n ink wat jy by enige winkeltjie kan koop. Hulle noem dit block making ink en dit is waterbasis. Ag, fantasties. En dis ook 'n Ja. ding. So hy maak baie makliker skoon en hy Ja. werk nog steeds perfek. Dit is nie lekker. En ek wil by jou hoor, wat dink jy, wat is die gevoel om ander kunstenaars se werkswinkels of klasse by te woon? Hoe vind jy dit? En hoekom is dit belangrik? Ja. Hoekom draai jy dit aan vir ander kunstenaars? Want mense dink wag, ek kan dit, ek dit is self fyn, ek is 'n kunstenaar, ja. Weer eens,
Ek hou Wat het daarvan wees om nie? soveel as moontlik van alles te weet. En toe ek ook nou begin het met tegnieke, begin het met my kuns, moes ek alles begin leer. So, ek het ek het baie kunstenaars ontmoet in die proses, wat Ja. lekker is, want jy ontdek maar jou eie tribe, daar's baie verskillende soorte mense en jy kry jou groepie. Ja. Dit was lekker. En natuurlik, jy dink miskien jy weet hoe om charcoal te gebruik, tot jy 'n klas van daai een Victor bywoon en dan dink jy, Ja. ag, okay, nie. Ja. Ja. Altyd goed. Altyd goed. Jy gaan by elke klas, al is die persoon nie eers regtig vreeslik goed nie. Hy gaan nog Ja. steeds iets op 'n ander manier Anders doen. leer, Jy ja. gaan altyd ietsie leer. Ja. En dit was nogal eintlik vir my lekker van die begin. Maar nou is dit maar ek en YouTube. Wat fantasties is. En ons het nou so 'n bietjie gepraat van Domestika, so 'n lang so om die Ja. draai. Dis ook 'n wonderlike platform waar mens baie bekostigbare kursusse kan kry en daar's letterlik Ja. iets van alles. Ja, en so professioneel aangebied ook, né? Baie. Ja. Ja, Vertel enige my- iets van admin, social media, kunstegnieke, alles. Ja. Ja. Vertel my net bietjie hoe, want jy is nou so georganiseerd. Hoe maak jy tyd vir al Ja. die leer? Ja. Skeduleer jy dit in byvoorbeeld op 'n maandagooggend is dit nou kursustyd of hoe En jou hoe admin, ja. al daai goed. hoe werk jy Kuns en rondom dit? admin en leer. Jy En- weet wat, dit is wat mense baie keer nie besef nie. Hulle dink as jy 'n kunstenaar is, jy sit heeldag hierso op jou eseltjie romanties en skilder. Ja. Dis Dit grasie is glad fyn. nie so. Ja. Kyk natuurlik, jy kry verskillende soorte kunstenaars. Jy kry kunstenaars wat dit doen en is vir hulle net lekker. Maar as jy 'n besigheid daarvan wil maak, Ja. gaan ja. dit nie werk nie. Ja. Ja. So in die begin het ek nogal gesukkel om myself te organise want daar was net te veel goeders. Jy het Baie networking, jy het bemarking, jy het social media, jy het finansies, jy het Ja, dis oorweldigend. Nuwe dit is idees net kry. te veel. Ja. Op die einde van die dag kry jy miskien 2 dae 'n week wat jy actually kan kreatief wees. Ja. En dit was vir my regtig moeilik om dit te balanseer nadat ek uit 'n redelike georganiseerde, stabiele omgewing uitgekom het met die Ja. konstruksie. So toe het ek by Domestika 'n kursus gedoen oor time management for creatives. En dit het my lewe verander want ek het toe vir die eerste keer verstaan hoekom is ek oorweldig ten spyte daarvan dat ek georganiseerd is in Ja. my eie mind. En hoe dit jou gesondheid, jou brein en jou kreatiwiteit beïnvloed as jy nie ordentlike spesifieke time management soos jy vir kreatiewe mense doen nie. So daai kursus het regtig my lewe verander en wat ek nou doen is ja, presies soos jy sê Marisa, my hele week is geskeduleer, nie met spesifieke goeders nie, maar ek doen maandagooggende vir 2 ure my admin en dan so elke dag is in blokke opgedeel sodat ek elke week darm by alles uit kan kom, min of meer. Want as jy iets eers begin los, dan sal jy 'n maand of 2 later wat jy eers dit weer kan optel. Ja. Ja. En ek het gedink ja, maar ek is nie klaar nie, dat ek net gou hierdie klaar maak en net nog 'n dag hieraan spandeer, maar jy kan nie glo hoe dit weer alles omverwerk nie. Ja. So nee, ek sit my admin tyd, my finansies tyd, my kreatiewe tyd, my navorsingstyd, my bemarkingstyd, alles het ek uitgeblok in 'n week se tyd. En ek het ongelukkig, ja mens moet dit ook maar doen, vir myself ook tyd uitgeskeduleer waar ek net kan my lewe ook hê. Ja. Want wat dit so lekker is, as jou stokperdjie jou werk is dit Ja. baie moeilik om op te hou. Dit is Ja. ek sal 7 dae 'n week, 20 ure 'n dag werk as ek kon. Ja. Jy weet. Ja. Intussen tyd moet mens nog 'n huis hou en inkopies doen en die Ja. tuin uitsorteer en. Precies. Mense Ja. nog daai 'n lewe ook, soos ek sê, ja. Julle het 'n online art gallery, 'n online kunsgalery ook begin. Ja. Ons wil baie graag daarvan weet. Hoekom het julle dit gedoen? Hoe werk dit? Hoe dit is nog 'n ons praat so 'n bietjie oor gallerye altyd met alle kunstenaars, maar kom ons Ja, begin ja. daar. Man, die besigheid soos ek sê is maar in my bloed. So toe ek nou met kuns begin en ek doen al hierdie kursusse en ek ontmoet kunstenaars. Toe kom ek agter dat hulle grootste probleem is dat hulle nie hulle werk gewys kan kry nie. En die ander probleem is dat hulle nie georganiseerd genoeg is om te kan worry oor bemarking en oor finansies en oor sulke geld in en uit en sulke goeders. En toe het ek gesien daar is definitief 'n gaping in die mark. En ek en Corrie toe nou onlineart.gallery begin. Hy het die webwerf gebou, ek hanteer die res van die goeders. En in ons eerste jaar dat ons begin het ons die prys gewen vir die top 3 beste e-commerce sites in Suid-Afrika.
Dit Dis is 'n full-on ongelooflik. e-commerce site. En so wat ons doen is ons gee vir elke kunstenaar sy eie portfolio. So as jy 'n link by ons kry, hoef mense nie deur 20 kunstenaars te gaan om jou te soek nie. Hulle gaan net na jou werk toe. As iemand nou natuurlik net na online art toe gaan, is al die kunstenaars se werk daar. So die werk is hier by ons. As iemand iets koop, kan ons dit onmiddellik verpak, ons stuur dit uit. Hulle het 7 dae geld terug waarborg. Dit het nog nooit gebeur nie, want kuns is mos altyd baie mooier in die regte lewe as op foto's. Ja, Gelukkig. En dan betaal ons die kunstenaar onmiddellik. Hy hoef nie te worry oor verpakking nie. Hy moet maar net weer goeder stuur. So, dit is regtig meer ek wil dit nie regtig 'n passion project noem nie, alhoewel dit is. Dis regtig meer 'n diens aan kunstenaars. So nou kan jy al sit jy soos een van ons kunstenaars in Memel en daar is niemand wat jou kuns andersins kan sien nie en daar's nie gallerye nie. Nou het jy 365 dae van die jaar wat mense toegang het tot jou kuns en wat hulle dit kan koop. Jy hoef nie net te wag vir kunsuitstallings in 'n galery nie. En dan vat julle 'n persentasie kommissie. Ja, natuurlik dit kos niks nie. Net ek bedoel om nou die winkel te hê, sal ek nou maar sê nie. Ons vat net kommissie as jy iets verkoop. Okay, mag ek vra hoeveel kommissie vat julle? Ja, 30%. Okay, dis baie goeie. Baie billike. As jy vat dit regtig duur om 'n e-commerce site te baie beheer en PayPal en al daai goeders vat nog 5% weg en die einde van die dag soos ek sê, dis nou regtig nie iets wat my gaan ryk maak nie. Dis regtig 'n diens. En so leer jy ook ander kunstenaars ken en sien wat hulle doen en elkeen het 'n baie storie, ja. En dan vir 'n ou wat sal belangstel om hulle kuns aan julle voor te lê, wat is die proses daarvoor? Op ons webtuiste is daar 'n link wat sê submit your art of jou portfolio to us, dan stuur ons jou 'n aansoekvorm wat jy kan invul met 'n paar van jou stukkies wat jy terugstuur en as jy gekeer word dan jy moet net 'n minimum van 8 stukke hê, dan maak ons vir jou 'n winkel oop, jy stuur dit en ons stuur vir jou die link en ons stuur vir jou sommer 'n paar templates wat jy kan rondstuur na mense toe, briewe wat klaar geskryf is en so is dit alles is jy sit net jou naam in en jy sit jou eie link in. Dit is baie oulik. Baie. En is die kering, het julle sekere vereistes en ek kan nou nie sê standaarde nie, want dit maak mense bang. Is julle fokus julle op 'n baie spesifieke tipe, is dit meer fine arts, is dit meer kommersiële kuns, is dit ietsie van alles wat in almal se smaak val, want ek uit die aard van die saak het julle kliënte ook tevrede stel of het julle maar 'n spesifieke fokus? Ons keer wel, maar kuns soos jy weet is baie subjektief. En ek glo natuurlik daar is 'n mark vir elke ding. Ja, ek sê ook altyd elke haas het sy baas. Absoluut. Maar ek gaan nou nie iets opsit wat ek nou blaatant weet mense gaan definitief weet jy dit moet ek wil darm kan sien jy het tegniek. Ek wil darm kan sien jy wil dit 'n loopbaan maak. Ek wil darm kan sien dis nie net 'n once-off nie, jy weet. En ek moet darm kan sien dat iemand dit sal kan koop. Okay. Kan ons die site net herhaal vir ouens wat luister, want dit is definitief een van ons verskriklike groot vrae. Ja. Dis onlineart.gallery. Art.gallery. So as hulle dit in Google intik, gaan hulle dit kry. Ja, ons is op Facebook en Instagram ook. En ja, hulle kan gerus gaan loer en speel 'n bietjie rond op die site, dis eintlik dis nogal lekker. En dit is lekker om te sien hoe baie Suid-Afrikaanse kunstenaars se werk daar is en hoe bekostigbaar die werk is. Want ek is self 'n groot kunsversameler. Ek love net kuns. So as jy wil begin kuns versamel, dis 'n goeie plek om te begin. Jy begin klein. En mense sê altyd vir my ook hoe koop 'n mens kuns? Wat het ek jou verloor? Is jy daar? Ja, ons is hier. Sorry. Dit is vir my. Mense vra altyd vir my, hoe koop mens kuns? Hoe kyk jy daarna? Weet, watse tegnieke, wat moet jy weet? Ek koop nie kuns so nie. Ek koop kuns met my hart. Dit moet vir my iets beteken. If it moves you, it's yours. Ja, dit hoef ook nie by jou mat of jou bank te pas. Presies, glad nie. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die launch van julle studio. Ek weet dit was 'n hengse storie geweest van julle het gebou en so aan. So vertel ons bietjie net van hoe die launch en dan watse artikels julle in julle studio het vir mense wat dalk kuier. Gaan kyk. Ek weet jy sit nou in jou pragtige studio. En ons sit almal en ek sit eintlik die hele tyd en rondkyk en probeer baie mooi ook luister.
Dink, "Oeh, daai is mooi." Ja, soos ek sê, ons het vir so 5 maande lank gebou. Ek het in Junie die spasie amptelik geopen en dit was 'n verskriklike lekker naweek gewees. Ons het dit oor 'n hele paar dae weer geskeduleer met 'n kleiner groepies mense en ek het heeltemal mal gegaan. Ek het alles amper wat ek het uitgestal. Ons het online aardse goeders hierbo gehad. Teen my mure was my goeders, die oorspronklike kuns. Dan het ek natuurlik 'n reeks limited edition fine art prints, want dit is ook iets wat baie gewild is vir mense, veral omdat dit goedkoper ook dan is. En dan hierdie tafel agter my wat gewoonlik my werkspasie is, was vol gewees met al ons funksionele kuns. Daar was enige iets, penne, sakkies, sakke, skryfbehoeftes, koppies, komberse, tea towels, whatever. So, ek het ook toe ek van Parys af gekom het, een van die kursusse wat ek toe geloop het was Surface Pattern Design en dit was vir my nogal interessant en fantasties, want dan kan jy jou kuns, al my pen en inksketse kon ek toe in patrone verwerk, infinite patrone. So dan is dit mos nou baie maklik om dit op enige gebruiksartikel te kan print. Te laat druk, So, jy kan nie glo net met die formules wat jy gebruik, hoeveel verskillende patrone jy dieselfde hoeveelheid sketsies kan kry. En ons het natuurlik champagne hier gehad en dit was nou 'n lekker gekuier in die tuin ook. Dit was vrek koud, maar die enigste koue week hierdie winter was daai week. En ja, ek moet sê die terugvoer was fantasties geweest. Ek het ook vir mense op my pers demonstrasies gegee oor hoe ek my lino doen. Weer eens om mense bewus te maak van die effort wat daarin gaan en dat dit met die hand alles gemaak word, jy weet. En natuurlik het ons my klassies ook daar geadverteer, bemark. Ek vind nogal, ek hou 1 keer 'n maand omtrent 'n lino klas. Maar tussenin het ek vreeslik baie privaat klasse. Mense verkies om soos vir 'n verjaarsdag 'n klomp vriendinne liewers te boek vir 'n spesifieke datum en dis nou nogal vir my lekker. Want dit is altyd fun en hulle ken mekaar, dat die energie is ook 'n bietjie anders. Ja. So dis nogal lekker. Maar dit is nie soos 'n galery wat oop is en mense kan nie enige tyd kom nie. Ek love dit as mense hiernatoe kom, maar dan gaan jy moet boek vir 'n studio visit. So jy laat my net weet jy en 'n paar vriendinne of vriende wil kom en watter tyd pas ons al twee en dan kan ek julle deurvat en of julle of weer eens demonstrasie gee en net 'n lekker fun outing. Jy weet, dit is altyd so lekker vir my as mense geïnspireerd hierso wegloop. Maar die klasse en daai tipe goed en die verkope, al die goed wat jy kan koop, is alles op die webtuiste ook. En ek sit dit baie keer op social media ook. So my website is annemieodendaal.gallery. Dankie. Okay, ek gaan dit ook definitief. Ons gaan al hierdie goeders in die show notes insit en dan kan julle ook weer daarna verwys vir ouens wat luister en nie notas maak nie. Dankie. Weer teruggaan. Toevallig, dit was nou Sondag. Toe kry ek 'n oproep van 'n vreemde nommer af en ek antwoord toe nou maar. En hulle sê, is die galery oop en kan ons kom kyk? Ek sê die galery is nie oop nie maar julle kan kom kyk. Dis nie 'n galery nie en is nie oop nie, maar kom kyk. Ja, dis 'n klomp kunsliefhebbers van Potchefstroom wat in Pretoria was, my op die webwerf gekry het en hulle het sommer die oggend hierso kom geniet so impromptu. En dit was vreeslik lekker. Dit is altyd vir my lekker om my kuns met mense te deel. Dit is regtig hoekom ek dit doen. Ja. Jy het nou genoem van die verbruiksartikels wat jy ook dan nou verkoop. Outsource jy jou goed om wat op lap en op die koppies en al in boekies en goedjies gedruk word. Outsource jy dit? Doen jy van hulle self? Hoe doen jy dit? Nee, ongelukkig moet ek dit outsource. Maar dit word als locally gedoen, dit word nie oorsee gedoen nie. So ek probeer maar byvoorbeeld die reeksakke wat ek het, word van recycled plastiek gemaak. En dit is 'n vrou in Tabazimbi wat dames op die asloper gekry het om vir haar plastiek te versamel. En dan laat maak sy die materiaal daarvan. Ons koop die materiaal by haar, laat daar print en dan die materiaal wat verkoop word, gaan 'n persentasie dan weer terug na daai vrouens. Wonderlik. Ja, dis wonderlik. So ek probeer maar altyd locally source, maar dit is 'n ding wat baie moeilik is in Suid-Afrika is om verskaffers te source. Dis regtig baie. Dit is dit vat COVID is van die bestes en grootstes eintlik
het dit toe nou nie gemaak nie, jy weet. Ja, dit is 'n groot ding en ja, Ja. dit was 'n trade secrets. Dit vat vrek lank om suppliers op te bou. Dit is maar Ja, mense absoluut. ding. Ek dink een van die goeders waaroor ons ook altyd met kunstenaars gesels, wat mense het persepsies van kunstenaars en kunskrowds en baie mense, selfs ek's nou nog geskok as ek dit hoor, as mense sê, het was so interessant om te sien hoe georganiseerd iemand is, soos wat jy sê, of ons dink altyd maar kunstenaars is hippies of druggies of wat ook al so, en dan sê ek ken baie kunstenaars en nie een van hulle is 'n hippie, 'n druggie, hulle is super besigheidsmense, veral die wat actually kunstenaars is. Ja. Maar dit is nogal 'n intense crowd baie keer. Ek curate baie shows en dan is daar nog steeds, dis nie maklik om met 'n spulkunstenaars te werk nie. En mense het maar jou ek dink die heel beste mense wat ek ken is mede-kunstenaars wat absolute hartsvriende is. En dan ook baie moeilike mense. Die moeilikste mense wat ek ken is ook kunstenaars. Ja. En waar jy so mooi moet werk en dink, okay, wag, laat ek nou net op my tande byt, of my tande kners. Maar jy het nogal laterig hierdie fine arts milieu betree. Ja. Hoe het jy dit ervaar toe jy ingekom het en hoe navigate jy? Ek weet jy het 'n anderste benadering met galerye en jy het ook gevind jy verkies dit om self hierdie goed te doen want jy het meer beheer daaroor en daar's redes daarvoor. So maar jy weet ons dit is moeilik en mense is bang daarvoor en hulle weet nie hoe om dit te doen nie. Hulle is moeilik, dit is vir hulle moeilik om te gesels. En ek dink ook baie mense voel dat jy weet die enigste manier om jouself te meet of jy dit gemaak het as 'n kunstenaar of nie is word jou werk toegelaat in 'n galery. Ja. En dit is baie mense se benadering is so, jy weet hulle want kunstenaars is geneig om minderwaardig te voel. Ja. Jy weet selfs ek sal ook baie selde vir mense sê as iemand my vra maar so wat doen jy? Sal ek vir hulle sê ek's 'n kunstenaar. Ek voel so half want dit is so wyd. Ek het dit en ons baie mense wat hulle self kunstenaars noem. Ja. So dis vir my baie moeilik. So ek sal eerder sê ek's 'n kinderboek illustreerder as wat ek sê ek is 'n kunstenaar. Ek hoor jou, Ja, so verduidelik vir ons 'n bietjie hoe jy dit vind om as 'n suksesvolle besigheidsvrou wat vir jare lank in 'n ander milieu gewerk het, dan nou 'n galery te betree of doen jy nie of wat is jou benadering en jou gevoel en jou storie en jou agtergrond in terme van werk uitstal by ander galerye? Vertel ons bietjie jou storie want elkeen van ons het 'n stukkie om by te laat. Ja. Toe ek net nou met kuns begin het ek gevoel baie van die kunstenaars en galerye is baie pretensieus. En ek het nogal nie daarvan gehou nie want ek voel ewen as jy by my studio hier instap, jy moenie verplig voel om te hoef te koop nie, jy moet dit net kom geniet. Jy moenie bang wees om vrae te vra nie. Jy moenie snaaks uitgekyk word nie. Dit is 'n plek van safety, dit is 'n plek van joy, dit is 'n plek waar jy jou siel voed, jy weet. En ek het ook gevind dat jy kry soveel verskillende soorte kunstenaars. Jy kry die wat net niks wil deel nie, asof hulle self die tegnieke uitgevind het. En dan kry jy die wat net dit doen vir die plesier daarvan. En dan, as ek sê, jy kies op die einde jou eie trap. Ek dink nie jy kies dit nie, dit gebeur maar half natuurlik. So ek is van my goeie kunstvriende sal ek sê is soos Manitsa en Elizabeth Tristram. Ons metodes is dieselfde in terme van ons vat dit ernstig op en dit is 'n besigheid en ons benader dit ook soos 'n besigheid. So ons is uit die aard van die saak ook miskien meer georganiseerd en nie bang om onsself daar uit te sit nie, want ek het ook gevind dat daar is galerye wat fantasties is met wie ek altyd sal werk, maar baie galerye is ook verskriklike boelies met die kunstenaars. Of hulle verniel jou werk en hulle gee dit net so vir jou terug en asof hulle nie respek het nie, hulle wil net hulle mure die hele tyd vol hê. En betaal nie. Ja, ek het al baie sulke rillers gehoor. So ek was in die gelukkige posisie dat baie galerye het my al genader om te kom uitstel. Maar dan het ek maar soos in my eie vraelysie wat ek nou al met die jare geleer het,
dis nou net 5 jaar maar nogtans. Daar is 'n sekere vrae wat as jy my nie kan daarop bevredigend antwoord nie, dan gaan ek nie by jou uitstel nie. So ek dink jy moet besluit wat is vir jou belangrik. Vir my is dit lekkerder. Ek wil net sê, ek wil net bylas daarby. Dis 'n baie wonderlike posisie om in te wees om nie desperaat voor te kom nie. Want baie kunstenaars is so desperaat dat maak nie saak of hulle 'n lysie is en hulle voldoen eintlik glad nie aan jou vereistes nie. Jy wil net so graag uitstel dat jy bereid is om te val en enigiets te doen. En ek dink dit is waar dit inkom waar baie gallerye boelies is, want hulle besef baie kunstenaars is baie desperaat. Ja, en as jy nie gaan doen nie, dan sal net iemand anders. Ja, hulle by dit totaal uit. En die ergste vir my, wat nou al 'n paar keer gebeur het, en dan loop ek net weg, is dat hulle actually die cheek het om vir jou te sê, maak ietsie vinnig en goedkoop, want dit sal verkoop. Niks van my is vinnig of goedkoop nie, want ek sit my hart en my siel daarin. Dit wys vir my, jy het geen respek vir kuns of vir my nie. Presies, As jy dit wil soek, gaan kry 'n kunsklas wat 'n klomp goedjies het wat hulle nie meer wil hê nie en gaan verkoop dit. Kraftklas, Maar dit is daar's niks vir my so kwaad maak as 'n galery vir jou sê, "O nee, doen ietsie goedkoops of klein en maklik," jy weet. En ek dink baie kunstenaars wat desperaat is, val daarvoor. En die groter probleem is dan gaan hulle nog meer sukkel, want nou is hulle nie eers vir hulle self nie. Hulle sit nie hulle self op papier, hulle doen wat iemand anders moet doen. Ja, jy verloor jou stem en jou stempel. Ja. En want baie mense op hierdie selfde tema, baie mense vra my, hoe kry ek 'n styl? Hoe ontwikkel jy styl? Deur net baie te teken. Dis iets wat nou, jy besluit dit nie, dit gebeur normaal. En jy moet jy moet baie eerlik wees met jouself ook. Absoluut. Ek dink daai eerlikheid skyn deur, want wanneer jy wel iets doen en jy probeer iemand anders te kopie, kan iemand dit sien. As jy nie jou eie stempel gaan neersit en werklik waar eerlik wees met wat jy wil sê nie, gaan dit nie oorkom nie en dit gaan 'n flop uitdraai. Dit is nou maar net so. Absoluut. Jy kan nie jouself wees in daai uniekheid deurgee as jy sommer net ietsie doen om afskeep om iets te doen. Vir daai uitstalling betyds te wees of wat ook al nie. Mense sien dit, presies wat jy sê. As daai eerlikheid en daai persoonlike koneksie kan hulle regtig maak as jy dit ingesit het. As hulle dit nie maak nie, het jy dit nie ingesit nie. Ja, ek het nou toe ons gesels het, toe jy gesê het dat jy navorsing doen en dat alles vir jou iets beteken en toe kom die woord intentional art making by my op, daai intentional making, wat ook al dit is, want dit skyn definitief deur en definitief ook in jou kuns. Dit is absoluut opmerklik, behalwe vir die finesse en daar's 'n femininity van jou kuns wat ek regtig dis real, dis real. Dankie. Maar ja, dit is wat ek sonder restrictions en sonder boundaries kan werk, want ek werk nie vir iemand nie. Op daai punt, dis 'n baie touchy punt hierdie, maar alle kunstenaars streef daarna, nie alle kunstenaars nie, baie kunstenaars wat ek al gehoor het, streef daarna om kommissies te kry, want dis goeie geld. Ek persoonlik doen glad nie kommissies nie, want die oomblik wat ek 'n kommissie kry, as iemand my vra, is dit as ek net toeslaan, want dis kom nie uit my hart uit nie. Ek kan net iets doen as dit uit my hart uitkom en jy kan dit sien. So eintlik short change ek vir jou en vir my as ek nou jou hondjie vir jou gaan teken, net om die geld te kan kry. As hier so honde is wat jy van hou, koop hulle gerus. Maar ek kan nie, ek dink dit is my groot ding. No restrictions, no boundaries. Ek wil totaal vry wees in my kuns en ek hoop dat jy dan daarmee kan respond en dat dit iets vir jou sal beteken. Ek dink ons het daaroor ook so klein bietjie gesels. Jy het gesê jy is baie gelukkig geweest dat baie gallerye jou genader het, dat jy nie in die begin nodig gehad het om soontoe te gaan, dit cold call te doen nie. Maar die rede is, want jy het baie werk gehad. 'n Galery gaan jou nie skakel of jou benader as jy ietsie, jy het nou op Facebook jou 4 prentjies gesit of wat ook al nie. So dit is 'n geheim, jy het ook 'n woord gebruik, visibility, en dit vat baie. Jy het, ek dink dit is, 'n galery gaan jou nie raak sien as jy nie werk nie. En dan kan jy nie kies nie. Dan kan jy nie sê, hoor jy, ek gaan, en ek dink ek moet ook aan die ander kant ook vir gallerye, nie almal nie, maar ek weet mense, dis ook maar 'n pad
wat mens leer. Daar is ook, jy weet, ek is deur al daai party galery wat jou werk verloor of so. Ek het ook al die galery game gespeel. Dit is nie maklik nie. So ek wil ook vir galerye opkom of vir ouens wat dit probeer opkom in die sin van dis 'n tough business en moeilik om vir elke kunstenaar wat jy het genoeg blootstelling te gee en die besigheid te doen en baie keer is dit ouens wat nog self kunstenaars is. So ek dink albei moet dit of 'n nuwe kunstenaar moet dit ook weet. Jy moet weet jy spring amper in die lions den in in enige plek en dat dit nie die algemene omega is nie. Dis makliker vir iemand om te kan sê wat met galerye werk of wat wil om te sê 'n galery uitstallings glad nie die algemene omega nie. Jy kan dit self doen. Soos ek en Marisa het al baie gepraat want omdat mense ons al so baie gevra het. Ons het in die begin ek weet hoe baie huisuitstallings ons gedoen het en ek dink dit gaan weer terug daartoe want jy het meer beheer daaroor. 'n Galery, mense is so geskok as hulle weet 'n galery vat 45, 50, 52% going rate. 'n ou wat 30 of 35% vat is baie skrol. Jy kry dit baie min. So dit is een van die dinge dat ons kyk daar is baie goeie galerye ook. Maar as jy 'n goeie galery is, dan sal jy vir iemand soek wat baie werk het en wat 'n sterk stem het, sal ek nou maar sê. Wat iets het om te deel, want 'n galery gaan ook eintlik maar 'n investment in jou maak, so hy wil weet jy kan bly produce en jy gaan aanhou jy kan dalk 'n paadjie stap, jy weet. Daar's 'n galery in Johannesburg met wie ek gewerk het. My genigtig, ek het in my lewe nog nie so iets professioneels gesien nie. Hulle het my goeders uitgeprint toe ek dit kom aflaai. Hulle sou dit ewen kom oplaai het, maar ek sê toe nie wat ek sal gaan aflaai. Hulle verseker dit terwyl dit by hulle is. En toe ek al kom, het hulle al my goed uitgeprint en ek moes langs elkeen teken dat hulle dit ontvang het. Dit was so plesier om met hulle te werk. Ek sal altyd weer met hulle werk, jy weet. Maar dit is nie almal wat so is nie. So jy moet maar baie jy moet discernment maar toepas. En wees net visible soos jy ook gesê het. Wees op die social media, doen nuusbriewe. Visibility is actually alles. Ek wil 'n vinnige storie vertel. 'n kliënt van my het in die silo gebou in die Kaap het hy 'n penthouse en hy het van my kuns daar opgesit. En toe het 'n movie producer van Amerika daar kom bly met sy vriendin geskype en toe sien sy die kuns en sy hou toe daarvan en sy sê toe hy moet die naam vir haar gee of wat ek nou my handtekening. Sy het my gaan Google en toe het sy 'n klomp kuns van my gekoop ook. So dis toeval, maar dit is omdat daar oral maar ietsie van jou is, jy weet. So dit was nou regtig 'n lekker hoe klein is die wêreldjie tipe effek. Maar jy was daar. Daar is goed. Daar is goed buite. Wat is vir jou, dis nou iets waar ons nie vooraf gepraat, maar het jy 'n geregistreerde aparte besigheid vir jou of is jy hoe doen jy dit? Ek het dit geregistreer, maar die hoofrede is omdat ek nou nog steeds 'n direkteur van die konstruksiemaatskappy is. So ek wil nie dat daar moeilikheid kom in terme van besigheids, in terme van SARS en goeder nie. So ek maak seker al my goeders is gedokumenteer. Maar dit is nie nodig nie. Dit is definitief nie nodig. Goed. Dit is sommer net so ietsie by. Ek is nou nie 'n ekspert daar nie, maar ek dink jy moet eers oor R1 miljoen 'n jaar regtig maak voordat jy hoef te registreer vir allerlei verskillende dinge, soos byvoorbeeld VAT en so aan. Jy moet jouself maar familiarize. Maar as jy ernstig is, begin klein en begin sommer net soos net die maatskappytjie registreer. As jy nou al 'n paar jaar besig is, sou ek sê, en weet jy wil dit definitief pursue. Want dit gaan jou lewe later makliker maak. Maar vind maar eers jou voete en as dit sê dit is dis nie nodig om dadelik te begin. Ek kom nie trading as in inkomstebelasting doen. Ag, as jy werk en besig is in daai pragtige ruimte van jou. Ons vra gewoonlik vir ons vir die kunstenaars wat ons onderhoud mee voer, waarna luister jy? Want ek probeer na myself te imagine, waarmee vul jy daai pragtige spasie? Is dit musiek? Is dit 'n podcast? Is dit 'n audioboek?
wat sit jy in jou ore terwyl jy Jy kreatief is is? 'n stil werker. Ja. Ek gaan deur fases. As ek in my beplannings- en navorsingsfase is daar niks nie, net stilte. Ek Ja. sê altyd want daar's genoeg geraas in my kop. Ja. Ek werk in absolute stilte. Maar as ek dan nou klaar is met alles en ek begin dan nou net fisies die kerwerk doen of die hand coloring, dit vat dae. Dan Ja. love ek dit om podcasts te luister, interessante goeters. Jy weet, so of audiobooks wat my interesseer. En ek is natuurlik baie lief vir klassieke musiek want dit pla jou nie regtig nie. Dit is daar, ja. maar dit is nie want ek kan 'n klomp gesprekke gelykvolg ook. So as ek na musiek luister met woorde, dan is ek daarso besig, dan konsentreer ek Ja. nie hierso nie. Jy weet, so Mhm. ek verkies dit as ek fisies werk soos ontwikkeling, Ja. om net maar die geraas in my kop te hoor. Ja. Wat 'n podcast like? Wat kan jy voorstel? Dit is Ja. ook interessante iets. Baie keer dan sê mense, "Jessie, daai ons het nou gehoor julle gesels daarvan. Ek het gaan luister, dit was my verskriklik interessant." Ons is altyd so geïnteresseerd want dit is die interessantste goed waarna mense luister. Gewoonlik so die Murder mysteries. murder mysteries, die gruesomste goed. Dan dink ek, kan dit nie glo nie. Kan jy dit weer mekaar uitbring nie? Deedryf van Mad Doodles. Doodles. Sy is Ja. een van die wat dan dink ek het nooit gedink sy's 'n gruesome moord crime persoon nie. Ek dink nogal baie daaroor, hoekom hou ons so daarvan? Want Ja. ek ook, ek love daai die CI channel. Ek speer goedjies so, ek sal daarna luister. Ek hou van RSG se hoe verklaar jy dit? Ja, Ek ek hou van ek het nou byvoorbeeld as ek bewerk aan 'n nuwe reeks wat ek wil doen, dat ek sommer 'n paar audioboeke met mitologie stories gaan aflaai. So ek partykeer hou ek dit relevant tot wat ek volgende wil doen of so. Okay. En ek love gedigte. So ek sal na Oscar Wilde se goeters luister en ja, so dit is maar waarna ek luister. Maar ja, die aardmoord storie is daar. Baie interessant. Ag, dit was nou baie Ja, lekker geweest om met jou te vertel. Jy het my baie geïnspireer weer eens. Gewoonlik as ons met iemand gesels wat sy super georganiseerd is, dan vir 'n week lank dan probeer ek klip om super ongepas alles reg. Maar ek dink regtig, ek gaan daai Domestika kursus doen, time management for creatives. Ja. My man se titel in sy werk is time manager. Hy is 'n time manager. En dit is eintlik so van pas, jy weet van die skoenmakers kinders het mos nooit skoene aan nie. Die time management se vrou kan nie time manage nie. So ja, ek dink ek sal hom baie beïndruk. So ek sê vir jou baie dankie dat jy hierdie kursus genoem het. Want ek is regtig ook 'n knaande Domestika kursusloper. Ja. So as ek tyd het, ek het eintlik 30 Domestika kursusse op my rekenaar wat ek almal begin het, wat ek nog nooit klaar gemaak het nie. So ek dink ek moet eers teruggaan, time management for creatives doen en dan sal ek met dalk praat Dat kry. jy almal gedoen kan kry, ja. Ja. Dis maar dit is regtig lekker om met julle ook te kuier. Ek waardeer dit en baie dankie vir julle tyd. Nee, dankie. En baie dankie wat julle ook doen vir die kuns en vir kunstenaars. Ek love dit as kunstenaars deel. En weet nie net goed vir hulle self hou nie. Help mekaar en soos ek sê, kry jou tribe en ondersteun mekaar. Ja, verseker. En vir jou spreuke is bring vreugde deur middel van kuns, maar jy borrel ook vreugde uit. Ja, jy is 'n toonbeeld daarvan. Dit was regtig 'n groot plesier en inspirasie en baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir julle. Lekker dag. Dankie vir jou ook hoor. Tada. Bye.